Psalm 92 vers 12 tot 14. The uncompromisingly righteous shall flourish like the palm tree, be long-lived, stately, upright, useful, and fruitful. They shall grow like a cedar in Lebanon, majestic, stable, durable, and incorruptible. Planted in the house of the Lord, they shall flourish in the courts of our God. Growing in grace, they shall still bring forth fruit in old age. They shall be full of sap, of spiritual vitality, and rich in the vineyard of trust, love, and contentment. Ek is Anne-Marie Skuman en ek is al 23 jaar getroud met Abelinus en my skoolliefde. En ons het saam 'n dogter Elsomay, sy is tans op Stellenbosch, 2de jaar, en 'n graad 11 seun by Boysay, Abelinus, nog 'n Abelinus, en sy broer is Martus en hy is graad 5. En ek het vir 12 jaar 'n dekormark behartig. En nou skryf ek iets wat ek in my lewe nooit gedink het ek sal kan regkry of doen nie. Weet jy, my broer is op 'n laat ouderdom van 28 gediagnoseer met breinkanker. En ek was so 24 op daardie stadium en dit het 'n groot impak gehad op hoe ek die lewe sien. En dan het ek 'n dekormark gehad en dit was regtig iets wat ek van die Here afgebid het en gesmeek het en gevra het en gedroom het oor. En dit het 'n groot, in die tydperk wat ek dit gedoen het, het 'n groot impak gehad en my identiteit gevorm. En ewe skielik het die Here net in COVID gekom en my visie kom verander. Toe ek bereid was om die mark op te gee en te verkoop, 6 maande later, het my man in 1 week 2 hartaanvalle oorleef. En toe kon ek eers sien hoe groot God se genade is en hoe hy in elke detail van my lewe belangstel. Weet jy, my broer se dood, dink ek, en daar was ook 'n hele paar ander emosionele dinge wat in daai selfde tydperk vir my lewe plaasgevind het. En dit het vir my soos die mat onder my uitgetrek. Alles wat ek gedink het waar en reg en goed is, het net ewe skielik nie meer sin gemaak nie. En ek dink ek was op 'n plek, en as ek nou terugdink, ek was so bitter jonk om daai gevoelens te gehad het. Maar ek was op 'n plek wat ek waardeloos gevoel het en dan verloor mens hoop. En ek onthou, ek het iemand gaan sien. Ek het net rondgery en gehuil. Dit was net vir my 'n vreeslike dramatiese ervaring. En ek gaan sien te iemand wat veronderstel is om my te help. En sy kwoteer my R30.000 later. En daai tyd was dit verskriklik baie geld. En ek het net daar besef my probleem is nie so groot nie. En ons pastoorvriend het besluit om tyd af te staan aan my. En al wat hy gedoen het, hy het my net perspektief kom gee. En net vir my kom sê, maar Anso, jy is eintlik bederf. Jy het eintlik nog soveel om vir die lewe te bied. En eers toe ek dit besef, het ek die waagmoed gehad om weer te droom, om te glo in myself en die mark te begin en my eie besigheid te begin. En ek dink as dit nie vir dit was, het dit so groot impak op my lewe gemaak. En hierdie mark wat ons oor gepraat het net nou, wat ek so opgewonde was oor op 'n stadium van my lewe en ewe skielik nou net geen opwinding oor gehad het nie. En ek so met die Here geworstel het oor, moet ek hom verkoop, moet ek hom nie verkoop nie, wat is die volgende stap nou? En een van ons pastore se vroue kontak my. Ek was daai tyd al deel van die mentorwerk in ons kerk. En sy vra vir my, sy daag my eintlik uit, sy sê vir my, wil jy die mentorwerk skryf vir die vrouens in ons gemeente nie? En ek dink, ek het dit nog nooit gedoen nie, ek kan nie eers behoorlik spel nie, maar voor ek my kom kry, het ek ja gesê, en dit was my ongelooflik hoe die Here mense op my pad gebring het, wat my gehelp het, om alles te kon doen wat nodig was vir hierdie projek. Hy het dit vir my kom bevestig met die kleurpers. En ek moet nou dood eerlik wees, ek het niks van die kleurpers gehou nie. En dit is asof die Here net vir my kom sê, Anso, maar as jy my toelaat om jou denke te vernuwe, dan sal ek vir jou wys wat ek oor jou lewe droom. En ek onthou ek het eendag 'n Fit Mom oefensessie oor internet gedoen. En ek was daai dag baie emosioneel. En op 'n stadium toe stop die vrou
En ek's aanlyn, so sy kan my nie sien nie en sy stop en sy sê iemand wat nou besig is om aanlyn te oefen, wil moed opgee, moenie. En ek sak net daar in mekaar en my kinders kan nie verstaan wat aangaan nie en ek huil. En later die middag is ek besig om die spieël in my badkamer skoon te maak. En soos wat ek die spieël, soos wat dit helder word, sê die Here vir my, I will give you a clear vision. En nou het ek 3 mentorboeke agter my naam. En dit het ook so gebeur dat, en dit is net die Here se guns, dat dit opgeneem is op radio. Ek kon dit in my eie stem lees, sonder enige ondervinding. En ja, dis die Here se guns wat hierdie dinge op jou pad bring. En nou het ek 'n fluisterwoordeblad, waar ek net eerlik my stories kan vertel, en wat die Here met my deel, en wat ek leer. En dan my man, sy hartaanval, dit was omtrent 'n uitdagende tyd in ons lewe. Hy het 2 stents gehad die maandag, en die Saterdag, toe moet ons besluit, wie se rugbywedstryd gaan ons bywoon. Ek sê toe, ek gaan Wynberg toe, want my oudste seun is toe daar, en hy sê hy gaan na my kleintjie se rugbywedstryd kyk in Durbanville, want daar's 'n braai agterna, en hy wil eintlik graag die braai bywoon. En na die wedstryd het hy net sleg gevoel. En 2 van sy vriende sê, kom ons vat jou hospitaal toe. En hulle het hom net opgekoppel, toe kry hy die hartaanval. En hy het 'n hartaanval vir 'n volle 5 minute het sy hart stil gestaan. En as jy vir jouself tot 30 tel, hoe lank voel dit as jy dink iemand is besig om dood te gaan? Hoe moes 5 minute nie vir daai arme suster gevoel het wat hom aan die lewe moes kry nie? En so ja, dit het, en toe 4 dae later, toe kry ek weer 'n oproep uit die hospitaal om te sê, jou man het 'n tweede hartaanval gehad. En wat ek eintlik net wil sê is, as ek in daai tydperk 'n dekormark moes behartig het, sou ek nie kans gesien het om hierdie goed te kon hanteer nie. En die Here het presies geweet dat dit vir my ontsettend belangrik sou wees om alles aan my gesin te gee, emosioneel, fisies daar vir hulle te wees in so 'n uitdagende tyd. En dit is vir my so lekker gewees om te weet hoe die Here jou hart ken in elke situasie. Besoek YouTube en tik in God se krag in my krisis. Subscribe tot ons gratis kanaal vir nog stories van hoop.